Ons is in Spreuke hoofstuk 5 en ons gaan vandag klaarmaak met hierdie hoofstuk en ons kyk na verse 15 tot aan die einde van die hoofstuk vers 23. Spreuke 5 vers 15 tot 23 en dit lees dan so: drink water uit jou eie reënbak en strome uit jou eie put. Sal jou fonteine buitentoe oorstroom, waterstrome op die pleine. Hulle moet vir jou alleen wees en nie verander saam met jou nie. Mag jou fontein geseënd wees en verheug jou oor die vrou van jou jeug. Die lieflike wildsbokkie en aanvallige steenbokkie, laat haar boesem jou altyd vermaak. Mag jy in haar liefde gedurig deur bedwelmd wees. Maar waarom sou jy, my seun, by 'n vreemde bedwelmd raak en die boesem van 'n ontuchtige omhels? Want elke mens se weë is voor die oë van die Here en hy weeg al sy gange. Sy eie ongeregtighede vang hom, die goddelose, en in die vangstrikke van sy sonde word hy vasgehou. Hy sal sterf deur gebrek aan tug, en deur die grootheid van sy dwaasheid sal hy dwaal. Net so ver in die teks vandag. Kom ons sluit weer die oë. Ag Here, ons dankie vir die woord en ons dankie vir die waarheid wat dit is. En Here, ons gebed is dat ons nie net die woord sal hoor nie, maar dat ons dit sal aanneem ter ere en verheerliking van U naam. Mag dit gestalte vind in ons lewens, sodat ons dit kan uitleef, Here, kan besef wat U woord vir ons sê, en dat ons daarop sal ag gee, Here, en dat dit ons sal lei. Want dit is U woord, Here. Dit is U waarheid. En Here, mag U Gees in hierdie oggend in ons harte werk. Mag Here, U Gees hier in ons midde wees, ten spyte van ons sonde o so groot. En lei ons, o Here, in alle waarheid en alle geregtigheid in. Nie omdat ons dit verdien, Here, want ons weet ons doen nie. Ons weet ons is sondig, Here. Ons weet ons verdien nie eens om U woord te hê nie. Wat nog daarvan dat U dit in ons harte aanwakker deur die krag van die Gees. Ag Here, maar ons gebed is, vergewe ons. Verlos ons, o Here. En moenie, Here, laat ons tekortkoming en ons sonde, Here, keer, dat U woord wel sal vat plek vind in ons harte in hierdie oggend. Lei ons asseblief, Here. Nie omdat ons dit verdien nie, want Here, ons weet ons doen nie. Omdat U 'n groot God is, groot in barmhartigheid, groot in genade, en groot in krag, dat U selfs in sondaars soos ons se harte kan werk. O Here, en mag U werk. In U naam en vir ons dit, Here. Amen. Ons het laasweek gekyk na verse 7 tot 14, waar ons gesien het dat daardie teks nie 'n teks is, of dat die doel van daardie teks nie is om mense te tugtig nie. Dit is nie daar om mense te tugtig wat egbreek pleeg nie. Die doel van daardie teks is om te verhoed dat ons ooit daaraan skuldig raak. Dit is 'n waarskuwing. Dit is die dwaas wat sê dat daar geen nut vir hulle is aan dit wat Salomo vir ons skryf nie. Aangesien niemand beplan om egbreek te pleeg die dag wat hulle trou nie. Niemand beplan dit nie. Die rede hoekom Salomo se wysheid so nodig is ten opsigte van egbreek is juis omdat niemand dink dat hulle egbreek gaan pleeg nie, of dat dit binne hulle vermoë is om egbreek te pleeg nie. En daarom moet ons eerder ag gee op wat Salomo sê, eerder as wat ons dink dat ons dit nie nodig het nie, en dan uiteindelik opeindig om te sê, so Salomo sê in verse 12 en 13, hoe het ek die tug gehaat en my hart die kastyding versmaad, en nie geluister na die stem van my onderwysers, en geen gehoor gegee aan die wat my geleer het nie. Laat ons eerder hoor en luister wat Salomo sê. Laat ons ag gee daarop en besef wat die Bybel ons leer, naamlik dat ons verdorwe mense is. Eerder as wat ons spyt is dat ons nie daarop ag gegee het nie. Omdat ons onder die indruk was dat ons sterker mans of vrouens is. Sterker mans as mense soos Abraham of Salomo. Of omdat ons dink dat ons sterker is as koning Dawid. Hulle almal wat wel opgeëindig het om egbreek te pleeg.
Laat ons eerder hoor en luister wat Salomo sê, as om so hoogmoedig te wees. Want sy wysheid is nie moeilik om te verstaan nie, inteendeel, sy wysheid is bitter eenvoudig. Dit is maklik om te verstaan, 'n kind kan dit verstaan. Naamlik vers 7 en 8 wat sê, luister dan na my julle seuns, en wyk nie af van die woorde van my mond nie, hou jou weg ver van haar af, en kom nie naby die deur van haar huis nie. Dit is hoe maklik dit is. Byvoorbeeld, jy gaan nie gym toe waar daar mense is wat geen klere aan het, jy het geen vriende wat die teenoorgestelde geslag is nie. En jy kuier nie alleen saam met mense van die teenoorgestelde geslag, byvoorbeeld deur om in jou landstyd by hulle kantoor te gaan sit nie. Jy doen nie dit nie. En dit is hoe eenvoudig dit is. Dit is wat Salomo sê. Dit is hoe maklik dit is. 'n Kind kan dit verstaan. Die gevaar is nie dat dit wat Salomo sê te moeilik is om te verstaan nie. Dat ons dit nie kan doen nie. Dis nie die probleem nie. Die gevaar is dat ons nie dink ons het nodig om daarna te luister nie. Dis die gevaar. Maar meer as net die vervloeking en die waarskuwings rondom egbreek, daar is 'n seën binne die huwelik. Wat jy 'n baie groot kans staan om te verbeur indien jy nie hierop ag gee nie. Want so Salomo dan aangaan om te sê in verse 15 tot 19, drink water uit jou eie reënbak en stroom uit jou eie put, sal jou fonteine buitentoe oorstroom, waterstrome op die pleine, hulle moet vir jou alleen wees, en nie vir ander saam met jou nie, mag jou fontein geseënd wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug. Die lieflike wolsbokkie en die aanvallige steenbokkie, laat haar boesem jou altyd vermaak. Mag jy in haar liefde gedurig deur bedwelmd wees. En hierdie teks maak gebruik van voorbeelde wat 'n groot seën in hierdie tye was. Naamlik om water uit jou eie put te drink, of te kon drink. Ons sien in die dae toe koning Hizkia koning was oor Juda, dat die Assiriërs Jerusalem kom beleer het. En die bevelvoerder van die Assiriërs het die mense van Jerusalem probeer oortuig om hulle self oor te gee, eerder as om na koning Hizkia van Jerusalem te luister. En hy het hulle probeer oortuig deur om hulle om te koop, om hulle stad prys te gee. Want soos ons sien, die bevelvoerder van Assirië vir al die Jode sê, wat op die muur van Jerusalem gestaan het, terwyl hy vir hulle skree, terwyl hulle op die muur staan, in 2 Konings 18 vers 29 en 1 tot 31 waar staan, so sê die koning, sê hy vir hulle. En dit is nou die koning van Assirië wat sy woorde hy nou hierso sê. Laat Hizkia julle nie bedrieg nie, want hy sal julle nie uit sy hand kan red nie. En Hizkia moet julle nie op die Here laat vertrou nie, deur te sê die Here sal ons sekerlik red, en hierdie stad sal nie in die hand van die koning van Assirië oorgegee word nie. Luister nie na Hizkia nie, sê hierdie bevelvoerder van Assirië vir die Jode. Want so sê die koning van Assirië, sluit met my vriendskap en trek uit na my toe en eet elkeen van sy wingerdstok en elkeen van sy vyeboom en drink elkeen die water van sy eie put. Hy probeer hulle omkoop hiermee. Dit was 'n seëning in daardie tyd. En dit is ooglopend dat om jou eie putte gehad het, waaruit jy jou eie water kon kry, want daar was natuurlik nie krane nie, 'n groot seëning was in hierdie dae. Soveel so, dat die koning van Assirië die mense van Jerusalem daarmee probeer omkoop het, om hulle stad prys te gee. En nie na koning Hizkia te luister, wanneer hy sê, maar kom ons vertrou op die Here nie. En wat Salomo sê, is dat indien jy getroud is dit soos om jou eie put van water te hê, wat ook 'n bron van lewe en van bestaan was, vir hierdie mense. Dit was 'n seën. En om die eg te breek, is nie gelykstaande aan iemand wat dit by jou kom steel nie. Dis nie wat egbreek is nie. Egbreek is nie, jy het 'n put van water, daai seëning gehad en iemand kom steel dit by jou nie. Maar is eerder gelykstaande aan jy wat bereid en so dwaas is om dit weg te gee, om dit prys te gee. Sal jy jou vrou vir iemand anders gee? Want indien jy so dwaas sal wees om jou vrou vir 'n ander man uit te leen,
Dit is hoe dwaas jy is om egbreek te pleeg. Want die resultaat is presies dieselfde. Naamlik dit wat jy alleen en privaat moet geniet, en wat 'n seën is, word nou publiek vrygestel en weggegee. En verander in 'n vloek. Maar so sien ons die seën van die huwelik. En so sien ons ook die Here se houding teenoor die mensdom, want hy is ons genadig daarin, dat hy ons dinge gee, om te geniet. En om vreugde te hê in die dinge van hierdie lewe. En 'n mens is geneig, veral in gereformeerde sirkels soos ons is, om te vergeet dat ons maar die lewe mag geniet. Want die Here gee ons die dinge om te geniet. Psalm 104 vers 14 tot 15 sê, hy laat gras uitspruit vir die diere en die plante tot diens van die mens. Om broodkoring uit die aarde te laat voortkom en dat wyn die mens se hart kan bly maak. Om die aangesig te laat blink van olie en dat brood die mens se hart kan versterk. Die Here gee ons kos om te geniet en meer as dit, hy gee vir ons wyn. Sodat ons hart bly kan wees, sê die skrif. En so mag ons harte maar bly wees. As ons wyn drink. Ons sien met die jaarlikse offers wat na die Here toe moes kom, dan word onder andere gesê in Deuteronomium 14 vers 22 tot 26, jy moet noukeurig die hele opbrengs van jou saad wat jaar vir jaar uit die land uitsprei verdien en jy moet voor die aangesig van die Here jou God op die plek wat hy sal uitkies om sy naam daar te laat woon, die tiendes eet van jou koring, van jou mos en van jou olie en die eersgeborenes van jou beeste en van jou kleinvee, dat jy kan leer om die Here jou God altyd te vrees. En as die pad vir jou te lank is, as jy dit nie kan vervoer nie, omdat die plek wat die Here jou God sal uitkies, om sy naam daar te vestig, te ver van jou af is, as die Here jou God jou sal seën, dan moet jy dit tot geld maak, en die geld in jou hand bind, en na die plek gaan wat die Here jou God sal uitkies, dan moet jy die geld gee, vir alles wat jou siel begeer, vir beeste en kleinvee en wyn en sterk drank, en vir alles wat jou siel van jou begeer, en jy moet daar eet, voor die aangesig van die Here jou God, en vrolik wees. Jy en jou huis. Met ander woorde, een van die maniere om die Here te geëer het, met die dinge wat hy jou gegee het, en die opbrengste waarmee hy jou geseën het, was om dit te geniet, voor sy aangesig, en om vrolik te wees. Jy en jou huis. Prediker 5 vers 17 tot 18 sê, kyk wat ek as 'n goeie ding gesien het, wat voortreffelik is dat iemand eet en drink en die goeie geniet, vir al sy arbeid waarmee hy hom vermoei onder die son gedurende die getal van sy lewensdae, wat God hom gee, want dit is sy deel. Ook vir elke mens aan wie God rykdom en skatte gegee het, en wat hy in staat stel om daarvan te eet, en sy deel te neem en om te verheug by die moeitevolle arbeid, is dit 'n gawe van God. En die skrif is nie net duidelik daaroor dat ons die lewe mag geniet en dat ons selfs die Here moet eer deur dit wat hy ons alles gegee het om te geniet nie. Die skrif leer ons ook dat dit die afvalliges is. Dis die afvalliges wat ons leer dat ons dit nie mag geniet nie. Waar ons onder andere lees in 1 Timoteus 4 vers 1 tot 5 daar staan, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Deur die gefeinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hul eie gewete, wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskaap het, om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskape is goed. En niks is verwerplik
as dit met danksegging ontvang word nie. Want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. Nie net gaan hierdie afvalliges kom en sê jy mag nie voedsel geniet, of selfs wyn geniet nie, so asof jy geregverdig daardeur gaan word nie. Hulle gaan self sê jy mag nie trou nie. Soos die geval is met monnike en katholieke priesters en so meer. En so is die realiteit nie net dat die Here ons voorsien met kos en drank om ons harte bly te maak nie, maar ook die huwelik. Of soos Prediker 9 vers 9 sê, geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet. Geniet dit. Al die dae van jou nietige lewe wat hy jou gegee het onder die son, al jou nietige dae, want dit is jou deel aan die lewe en aan jou arbeid wat jy met moeite verrig onder die son. En daarom kan Salomo sê, in vers 18 en 19 van ons teks vandag, mag jou fontein geseënd wees en verheug jou oor die vrou van jou jeug. Die lieflike wildspokkie, die aanvallige steenbokkie, laat haar boesem jou altyd vermaak. Mag jy na haar liefde gedurig deur bedwelmd wees. Klink vir my lekker, maar dit gaan nie die geval wees as ons doen wat Salomo sê, naamlik drink water uit jou eie reënbak en strome uit jou eie put. En so sluit hierdie teks ook aan by laasweek se teks, want die fonteine wat na buite oorstroom en die waterstrome wat op die pleine uitloop, is nie veel anders as vers 10 wat gesê het, so het vreemdes hulle nie versadig met jou vermoë en jou moeitevolle arbeid in die huis van 'n uitlander kom nie. Met ander woorde, dat alles wat binne die huwelik voorsien word, naamlik genot, naamlik erfenis, naamlik 'n nalatenskap, nie verderf word of oorstroom na mense aan wie dit nie toekom nie. En hulle jou so beroof van daardie vrede en liefde en genot en erfenis, of althans dat jy dit vrywillig op hierdie manier ook dan net sal weggee nie. Hier is 'n dwaas as jy dit doen. Nee, bewaar jou erfenis. En geniet alles wat die Here jou gee, naamlik jou spys en jou drank, en ja, selfs jou vrou. Geniet dit. En wees versigtig vir mense wat nie die gawes van die Here met danksegging wil geniet, of hulle vrouens geniet nie, en so ook jou wil verhoed om daardie eense dinge te geniet nie. Vermy daai mense. Wees op julle hoede vir hierdie mense, veral as dit nie lyk asof hulle self die huwelik geniet nie. As hulle nie kos of drank geniet wat uit die hand van die Here uitkom nie. En as hulle nie die huwelik geniet nie, vermy hulle. Want die Here sê, en Salomo sê vir ons, geniet dit, verheug jouself daarin, sê hy. Maar so sal jy ook 'n dwaas wees om hierdie gawe van die Here prys te gee, deur om daardie eg te breek. Of so Salomo sê in verse 20 tot 23, maar waarom sou jy, my seun, by 'n vreemde bedwelmd raak en die boesem van 'n ontuchtige omhels? Want elke mens se weë is voor die oë van die Here, en hy weeg al sy gange, sy eie ongeregtighede vang hom, die goddelose, en in die vangstrikke van sy sonde word hy vasgehou. Hy sal sterf. Deur gebrek aan tug, en deur die grootheid van sy dwaasheid sal hy dwaal. En so wanneer ons die seëninge wat die Here ons bied, en die dinge wat hy ons gee om te geniet, misbruik, dan is ons niks beter as 'n goddelose nie. Ja, die Here gee ons hierdie gawes om te geniet. En waar ek vroeër net vers 9 gelees het, lees ek graag Prediker 9 vanaf vers 7 wat sê, gaan dan heen, eet jou brood met vreugde en drink jou wyn met 'n vrolike hart, want God het lankal behaag in jou werke. Laat jou klere altyd wit wees en laat olie op jou hoof nie ontbreek nie. Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet. Maar as jy te veel eet, dan is jy 'n vraat. En as jy te veel drink, dan is jy 'n dronkaard. En die Here verdoem albei. Spreuke 23 vers 19 en 20 tot 20 sê,
hoor my seun en word wys en rig jou hart reguit op die weg, wees nie onder die wynsuipers nie, onder die wat as vrate hulle hart ophaal. Deuteronomium 21 vers 18 tot 21 sê van die wederstrewige seun, as iemand 'n koppige en wederstrewige seun het, wat nie luister na die stem van sy vader en na die stem van sy moeder nie, en hulle hom tugtig, maar hy na hulle nie luister nie, dan moet sy vader en sy moeder hom neem en hom uitbring na die oudstes van sy stad en na die poort van sy woonplek, en hulle moet aan die oudstes van die stad sê, hierdie seun van ons is koppig en wederstrewig, hy luister nie na ons stem nie, hy is 'n deurbringer, of althans 'n vraat, soos meeste vertalings het vertaal, hy is 'n vraat en 'n dronkaard. Dan moet al die manne van die stad hom stenig. En so kan ons die dinge wat die Here ons gee om te geniet, pervers maak. En dieselfde geld vir die huwelik. Want dit kan 'n seëning wees, soos Salomo sê in vers 19 waar staan, laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurig deur bedwelmd wees, of jy kan by 'n vreemde bedwelmd raak, soos hy sê. Laat ons nie die dinge wat die Here ons gee in sy genade om te geniet, pervers maak nie. Want elke mens se wees voor die oë van die Here. En hy weeg al sy gange. Sy eie ongeregtighede vang hom, die goddelose, en in die vangstrikke van sy sonde word hy vasgehou. Hy sal sterf deur gebrek aan tug, en deur die grootheid van sy dwaasheid sal hy dwaal. Die Here is alomteenwoordig en die Here is alwetend en niks is vir die Here verborge nie. Die wat die gawes van die Here misbruik, wees dit nou kos, wees nou drank en ja, ook die huwelik, sal sterf, want hulle het die tug gehaat. Maar meer as net die vreugde en genietinge van die huwelik en die oordeel wat sal kom indien ons nie by daardie verbond bly nie. En om ook aan te sluit by ons vorige preek, ons sien in Maleagi een van die primêre redes vir die huwelik. Ons lees in Maleagi dat die Here nie meer ag gaan gee op Israel nie. Hy gaan nie meer luister na hulle nie. En die Here antwoord namens hulle in Maleagi 2 vers 14 en vers 15 waar staan, en julle vra waarom? En dan antwoord hy, omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is en die vrou van jou verbond. Het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het? En waarom die een? Hoekom raak die huwelik een mens, sê hy? Hy het 'n geslag van God gesoek. Hoekom die huwelik? Hoekom raak die twee een? Want hy het 'n geslag van God gesoek. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie. 'n Ander vertaling sê om 'n goddelike saad te soek. Hoekom maak die Here die man en vrou een vir 'n goddelike saad? 'n Goddelike nageslag. En dit is hoekom ons laasweek gesê het, dat die wat nie die verbondsleer verstaan nie, gaan nie die erns en die noodsaaklikheid en die doel van die huwelik begryp nie. Hulle kan nie. Want alhoewel die huwelik aan ons gegee word om onder andere mekaar te kan geniet, soos Salomo sê, is die genot self nie die doel nie, die goddelike saad is. Want net soos kos aan ons gegee word om te geniet, en wyn aan ons gegee word om die hart bly te maak, is die genot daarvan nie die doel nie. Want die primêre doel van kos en drank is om ons aan die lewe te hou. As jy dit nie eet en drink, jy gaan jy doodgaan. Dis die primêre doel van kos.
Maar so het die Here dit ook beskik, dat ons nie net gras eet en water drink, om ons aan die lewe te hou, soos 'n dier nie. Want hy kon. Maar hy beskik dat dit nie so is nie. Hy gee vir ons lekker kos. En hy gee vir ons lekker drank, om ons aan die lewe te hou. En so gee die Here ook vir ons die huwelik as iets om te geniet, en jy is 'n dwaas indien jy dit nie geniet nie. Maar die groter doel daarvan is, om 'n goddelike saad aan die lewe te hou. Of om 'n goddelike saad te verwek. Wat beteken, dat diegene wat nie die verbondsleer begryp nie, ook nie die primêre doel van die huwelik kan begryp nie. Hulle kan nie. Want dit is juis die verbondsleer wat ons leer, dat ons kinders 'n goddelike saad is. En as dit die verbondsleer is wat ons leer, dat ons kinders 'n goddelike saad is, maar die mense glo nie in die verbondsleer nie, dan kan jy nie die doel van die huwelik begryp nie, naamlik om 'n goddelike saad op te rig nie. Of soos Paulus sê, die kind vanuit 'n huwelik, waar ten minste een ouer gelowige is heilig. Soos hy sê in 1 Korintiërs 7 vers 14. En daarom wanneer 'n kind gedoop word, is dit 'n gebeurtenis om te vier. Want dit is 'n seël en 'n teken dat God besig is om daardie einste belofte te vervul. In en deur die primêre doel van die huwelik, naamlik om 'n goddelike saad op te rig. En hy doen dit deur die verbond wat hy met ons sluit. En om terug te kom na daardie teks in Maleagi, waar die Here sê, en julle vra waarom, sê die Here, omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug, aan wie hy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is, en die vrou van jou verbond. En die feit dat die Here sê dat hy 'n getuie is tussen jou en die vrou van die verbond, word beklemtoon deur Salomo, wanneer hy dan weer sê, want elke mens se weë is voor die oë van die Here. Die Here maak nie min van enige verbond, waarby hy 'n getuie is nie. Inteendeel, sy oë is gedurig deur daarop, sê Salomo. En soos Maleagi dan aangaan om te sê, het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het, en waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek. Of weer eens, hy het 'n goddelike saad gesoek. Dit is die doel van die huwelik. En dan die belangrikste deel, neem julle dan in ag, ter wille van julle gees. En wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie, want ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel, en dat 'n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die Here van die leerskare, neem julle dan in ag, ter wille van julle gees. En wees nie ontrou nie. Dieselfde waarskuwing in terme van egbreek word 2 keer deur die Here herhaal. En hy sê, neem julle dan in ag, ter wille van julle gees. En wees nie ontrou nie. En hierdie sluit dan aan by Salomo se finale waarskuwing in die laaste vers van ons teks, vers 23, waar hy sê, hy sal sterf. Deur gebrek aan tug en deur die grootheid van sy dwaasheid sal hy dwaal. Want die realiteit is dit. Of jy gebruik die huwelik waarvoor dit bedoel was, en die Here maak dit nog iets om te geniet daarby, en so rig jy 'n goddelike saad op, of jy gaan boet met jou gees, sê Maleagi. Jy sal sterf, sê Salomo. En daarom om af te sluit, laat ons nie net besef wat die doel van die huwelik is nie, naamlik om 'n goddelike saad op te rig nie, maar dat die Here ons ook genadig is daarin, dat hy ons het gun dat die huwelik iets is wat lekker is, iets is wat ons kan geniet, iets wat vir ons vreugde bring. En daarom kan Salomo ook die genot van die huwelik gebruik as 'n argument om nie egbreek te pleeg nie. Ek was van plan om
af te sluit met hierdie hoofstuk, deur om te sê dat die verbond is die rede om nie egtebreek te pleeg nie, en dit is. Maar Salomo bring 'n ander punt hier in. Hy gebruik die argument dat daar genot is binne die huwelik, en daarom moet jy ook nie egbreek pleeg nie. Want soos hy sê in vers 19 en 20, want waarom sou jy by 'n vreemde bedwelmd raak en die boesem van 'n ontuchtige omhels, as jy in die boesem van jou eie vrou kan vermaak, en sy jou gedurig deur kan bedwelm. En mag ons onsself so bedwelm, want die alternatief is die dood, die alternatief is jou gees, sê Maleagi. En so mag die naam van die Here geprys word, dat hy ons nie net lewe gee nie, maar 'n lewe in oorvloed, 'n lewe wat ons kan geniet, en maar mag geniet, en moet geniet. En versigtig wees vir die wat sê jy mag dit nie geniet nie. Want mense is onder die indruk dat gelowiges die suurste en droogste lewens het, en hulle self van alle vreugde en genot afsny, maar die teenoorgestelde is waar. Want ons geniet nie net ons kos meer nie, ons geniet nie net ons wyn meer nie, ons geniet ook ons vrouens meer. Want ons besef al hierdie dinge is gawes van die Here. Want soos ons ook lees in Spreuke 18 vers 22, wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind, en 'n welgevalle van die Here verkry. Of Spreuke 19 vers 14 wat sê, huis en goed is 'n erfenis van die vaders, maar 'n verstandige vrou is van die Here. En waar die ongelowige 'n middeljarigheidskrisis kry, want hy weet nie wat die doel van sy lewe is nie, en so kry hy vir homself 'n nuwe sportmotor en 'n nuwe vrou, en hy in sy gegryp daarna om ten minste net 'n doel of mening uit die lewe uit te tap, of te kry, kan die gelowige sy lewe geniet, en sy vrou geniet, want ons begryp ook dat dit 'n groter doel dien, naamlik om 'n goddelike saad op te rig. Ons het iets om voor te lewe. En so is die Here ons nie net genadig om ons goddelike doel in die lewe te gee, deur die eg nie. Hy gun ons dit ook, dat dit vir ons 'n vreugde is om 'n vrou te hê. En so mag die naam van die Here geloof word, nie net omdat hy ons red nie, maar vir elke goeie gawe, wat uit die hand van die Here uitkom. En mag ons dit nie verontagsaam nie. Amen. Kom ons sluit die oë. O Here, ons dankie. O Here, laat U ons nie net red nie, dat U ons nie net genadig is omdat ons sondaars is nie, maar o Here, dat U ons ook die goeie laat sien. Dat U die goeie op ons uitstort, o Here, en dat ons goeie gawes uit U hand uit kan ontvang. Gun dit ons maar net, Here, om goeie rentmeesters daarvan te wees. Gun dit ons, Here, om dit nie te misbruik nie, nie pervers te maak, dit wat U gemeen het om ons mee te seën nie. Nie ons kos nie, nie ons drank nie, en Here, veral nie ons vrouens nie. Maar mag ons hierdie dinge geniet, Here, wetende dat dit iets is om te geniet, dat dit 'n gawe is uit U hand. En die wat 'n vrou gekry het, is geseënd, want dit is 'n vrou uit U hand uit, is iemand wat van U afkom, aan ons gegee in genade. Nie net om 'n goddelike saad op te rig nie, maar Here, dat ons dit ook kan geniet. En Here, ons kan U net loof en prys, dat U vir ons wel dinge gee om te geniet in die lewe. En nie net dit, Here, dat ons dit meer kan geniet as enigiemand anders, wat nie weet waarvoor hierdie dinge bedoel is nie. Help ons maar net om te begryp, Here, waarvoor die doel wel is, en help ons om daarvoor te ywer. Maar dankie, Here, dat ons ook hierdie ywer kan geniet, ter ere en verheerliking van U heilige naam. Ons loof en prys U vir die goedheid, teenoor die sondaars wat ons is. Alle lof, alle eer, alle aanbidding, kom U naam toe vir ewig en ewig. Amen.